Gek oor haar eie Afrika ondier episode 80. Lia en Sergio sit saam met Katja op die bak van haar wildsbesigtigingsstrokkie. By hulle is een van haar veldwagters en binne-in sit haar man Dave agter die steerwiel. Langstaan staan nog 'n bakkie met 2 veldwagters. Dit is nou stik donker rondom hulle. Hulle kyk in die rigting waar hulle die leeuwelpies in 'n hok in die veld gelos het en dan tuur hulle tussen die donker bosse en struike. Op hierdie stadium lyk elke donker kol asof daar lewe in is. Maar kyk jy deur infrarooi, dan is daar niks. Die enigste een wat hulle hoop om hier te sien, is daardie leeuwyfie, wat al meer as een keer kleingoed hier op Nawara aangeneem het. Mag haar mamma instink inskop as sy die babiekies se hongerkermgeluitjies hoor, want dit is wat hulle nou doen, hulle vra so mooi vir kos. Hulle het mos intussen geleer, as hulle vra, is daar 'n pappa en mamma wat kom melk gee. In die laaste paar weke was dit mense. Eers die klompie mense by die leeuplaas, veral Asja, en toe Lia en Sergio. Tussendeur het Haya en Sylvie ook ingespring. Nou moet hulle weer daarvan vergeet. Hulle moet van vooraf leer om eendag vreeslike, sterk en gevaarlike leeu's te word. Daai soort waarvoor bokke, buffels en mense pad gee as hulle aankom. Maar vereers is hulle net klein babiekies wat deur hulle mense in die steek gelaat is. En Lia is lus om haar ore toe te druk, want dit maak so seer om hulle te hoor huil. Luister, sê Sergio, daar gebeur dit weer, die kontakroep van die wyfie, die keer 'n bietjie nader en 'n bietjie harder. Sy roep eers na haar ander kleintjie, fluister daai een van Katja se veldwagters. Die oukie is daar tussen die wortels van die willeveieboom teen die hoogte, ons het haar laas daar gesien. En toe lig hy 'n vinger. Luister, daar antwoord daardie spesifieke kleintjie ook nou weer. Weer die kontakroep en Katja beduie, sy is agter ons. Sy hou die voertuig tussen haar en die kleintjies in die hok. Seker maar 'n bietjie agterdogtig. Kyk sy dan die kat behoorlik uit die boom, gegalia, of is dit van die trok af? Jy sê sy is redelik mak, Katja? Gewoond aan mense, maar beslis nie so dat ek haar ore sal krap as sy hier by ons op die trok spring nie. Dan beduie Katja dat hulle moet stil bly. Mama leeu stap stadig verby die trok in die rigting van die welpies se hok. Toe gaan snuif sy rondom die hok voordat sy verbystap en in die bosse verdwyn. Ag nee, is die kleintjies nou verwerp? Wil Lia bekommerd weet. Nie noodwendig nie, kom ons kyk maar wat gebeur. So iets gebeur nie dadelik nie, dit vat nogal tyd. Dit is regtig koud en Lia hoor hoe Sergio sy windbreker baadjie ooprits. En toe trek hy haar teen sy lyf vas en vou die pand rondom haar ook. Nou wat soos ure voel, verskyn die wyfie onverwags weer daar reg langs die hok. Sy stap nog 'n paar keer rondom en toe gaan lê sy. Daar is absoluut geen teken van aggressie in haar wanneer sy die kleintjies bekyk nie. Toe gee Katja die teken en een van die manne trek die tou wat oor 'n boomtak daar naby gaan om die hok se hek oop te maak. Uit kom die eerste bondeltjie pels. Die leeuwyfie se lip trek effens in sy uiterre grom. Gaan sy die klein dingetjie met een hou platvee die ewigheid instuur? Gelukkig nie. Sissie is ook nou uit die hok. Miskien soek sy meer na warmte. Ek kom bers, eerder as 'n speen, want sy stap reguit tot teen die groot leeuwyfie se lyf en toe plons sy haarself teen haar neer. Daar is geen vrees, geen versigtigheid nie, eerder 'n opdrag in haar houding. Hou my vas.
Intussen snuffel die ander sussie aan die groot dier se lyf, om net daarna te vind waarna sy soek. 'n Titi. Gaan sy daarmee 'n harde klap van die leeuwyfie verdien? Nee, ook nie. Onmoontlik soos wat dit op daardie stadium vir Lea voel, dop die maadier op haar sy om en daar laat sy hulle drink. En daarnaby is daar skielik nog 'n beweging. Die ander welpie wat aangehardloop kom, een wat omtrent die helfte groot is van die twee stiefsusters wat nou beslag lê op die melkbottels daar aan haar mamma. Gaan daar nou 'n geveg losbrand tussen die klein goed? Diere is anders as mense, en al word die mens 100 jaar oud, sal jy dalk nooit dieregedrag heeltemal verstaan nie, vertel Katja trots. Daar is nie 'n oorlog nie, inteendeel. Die kleintjie kry haar eie drinkplekkie en dis 'n gesteun en gekreun van plesier, soos wat die 3 van hulle self faaitjie vol aan die mamma drink. Daar ontstaan later selfs 'n spelery tussen die 3 goetjies. 'n Wonderwerk wat daar voor hulle oë afgespeel het. Môre bring ek vir mamma Leo 'n varklewer. Sy sal waarskynlik toelaat dat die kleintjies saam met haar daaraan vreet. Ek dink ons het hierdie een ook gewen. Sal ons maar terug gaan huis toe? My veldwagters in die ander bakkie sal die aand hier saam met hulle deurbring. As julle met julle eie oë wil sien dat alles nog reg is, kan ons môre terugkom hiernatoe. Ja, dankie. Dit sal goed wees om hulle een laaste keer weer te sien, voordat ons terugvlieg, antwoord Sergio. Maar daarna moet ons beslis terugkeer na Hurters Retreat toe. Lea het 'n pottery kiln wat sy beslis sal wil oopmaak, en ek wil die zombie leeuman uit sy skuilplek gaan lok en uitvind wat sy storie is, om probeer oortuig om ons uit te los. Jy maak my nou bang as jy so praat. Ek hoop nie ons kry ooit so iets hier op Nawara nie. Maar wat ook al daar opduik, wees versigtig en onthou dat mense wat daardie soort uiterses aanvang, nie sal skroom om jou ook aan te val en seer te maak nie, Sergio, sê Katja. Ek weet het. Wel, sal ons gaan, vra Dave. Ek is nou lus vir 'n lekker warm sjokolade drinkding en 'n bed. Ja, kom ons gaan, hou vas almal. Waar is die aand heen, wonder Lea, toe hulle by die toonbank in Dave en Katja se kombuis wag, dat die water kook vir die sjokoladedrankie. Dit is 1 uur in die nag, en al het hulle vanmiddag geslaap, is almal nou weer stokflou, miskien van die spanning van die dag. Die nag om hulle is doodstil, en Lea weet dat albei van hulle se laaste gedagtes by die welpies is, wat hulle nooit weer gaan vashou nie. Maar mag die natuur asseblief goed wees vir die tweekies. Hulle is 12 uur Woensdag terug op Hurters Retreat, waar John, Manuel en Maria na die aanloopbaan aangedrafstap kom, toe Sergio eers 'n sirkel maak om laer aan die grond te kom en te voel hoe die wind waai voordat hy land. Ons kleingoed het hulle vir altyd huis gekry, vertel Sergio toe hulle later stilhou en uitklim. Ons was hartseer om hulle agter te laat, maar vanselfsprekend het ons gedoen wat goed is vir hulle. Is Gatto alright? Vra Lea. Ja, sy wag in die kombuis dat die tuna tart wat ek vanmiddagete gebak het uit die oond moet kom. Sergio, is jy haastig terug werk toe of kan ons eers vir ons tee maak? Ek dink nie ek gaan vanmiddag terug werk toe nie, tensy daar 'n krisis is nie. Sergio haal sy selfoon uit en bel. Rory verseker hom dat alles daar by die hospitaal onder beheer is. Geen ernstige operasies wat wag nie, niemand het in die nag uile omgery nie, en die aasvoëls draai nog heel ongeskonde oor die laaste leeuvangs daarna by die plaas. Dankie, dit is al wat hy wou weet. So wat is jou planne vir die middag? Vra Lea na middagete van tee en tert. Moet jy gaan verslaat, Sergio?
Nee, ek gaan my skuld vereffen. Ek het jou saamgesleep om by te wees met die vrylaat van die kleintjies. Nou moet ek jou mos ook help. Kan ons asseblief jou oond uitpak en kyk hoe jou meesterstukke uitgekom het? Natuurlijk, en asseblief ja, ek kry net goue laken. Ek gaan die foto's teen 'n wit agtergrond afneem en soos wat ons vorder, wil ek dit sommer op die galery se bladsy plaas sodat hulle dit kan goedkeur. Sy wag 'n oomblik voordat sy byvoeg of afkeer as hulle nie daarvan hou nie. Nope, dit gaan nie gebeur nie. Nie my meisie se goed nie. Jou werk is meesterstukke. Jy hoop, maar Lia se hart klop aan haar keel. As daar nou 'n flop kom, is dit te laat om oor te begin. Stadig maak sy die oond oop en voilà! Yes, sê Sergio. Ek het mos geweet, kyk daar, die boonstes lyk al te goed. Nou kom ons hou duim vas vir die res. Maar daar is gelukkig nie probleme nie. Nie met die borde nie, maar amper met die datum. Wanneer Lia na die datum op haar selfoon kyk, mis haar hart so byna 'n slag. Hier op Hurters Retreat leef mens mos van dag tot dag. Dae sonder datums en nou sien sy hoe naal skraap die hele ding eintlik is. Nie die datum waarop sy die bordjies op die webwerf moet sit nie, ook nie die datum waarop die mense Saterdag hier aankom om die bordjies saam te neem Pretoria toe nie. Nee, so byna breek die dag waarop Sergio Martinez verjaar, môre aan en gaan weer verby, sonder dat enige een van hulle daarvan weet of onthou, as dit nie was vir die bordjies wat sy nou moet op die webwerf sit nie, het sy dit nooit gesien nie. Natuurlijk het sy die datum een keer op haar foon ook ingevoer, toe sy dit op sy paspoort gesien het. En ja, hulle het mos al vir mekaar gevra. Wanneer verjaar jy? Dan sê jy die datum, dan kom jy agter, kan jy glo? Ons verjaar presies 'n maand uit mekaar, dan vergeet jy weer van die dag. Lia twyfel of haar pa, Maria of Manuel enige notas daarvan gemaak het. Miskien werk dit met hulle so, Sergio se foon wat dalk lui, en hy antwoord, en dan sê hy, dankie pa, dankie ma, of dankie Sylvia, sussie. Dan vra iemand hier, waaroor het daardie oproep gegaan? Dan sal hy dalk antwoord, ag, wel, ek verjaar mos vandag. Of hy sê, ag nee, wat is sommer niks, hulle wil sommer maar net iets weet. Maar Lia kan mos nie hierdie belangrike dag ongesens laat verbygaan nie. Nou sit Sergio daar, hy weet van niks. Hy blom oor die pierings asof hy dit self gemaak het. Lia stuur 'n WhatsApp na Aida van die galery om vir hulle te laat weet dat sy pas haar pierings afgeneem het en dat die foto's nou daar op hulle bladsy is. Aida gaan sit sommer voor haar rekenaar en maak oop. Toe sê sy, jy kan maar inpak Lia, ek het alles aanvaar. Cool, roep Sergio uit, ek het dit nie anders verwag nie. So wat doen ons nou? Nou draai jy die goed in bubble wrap toe en ek gaan soek 'n boks in die kombuis waar ons dit kan inpak. Ok, hy kyk wat sy doen en toe hy op sy eie kan aangaan, spring Lia daar weg. Sy moet vir John en Maria en Manuel gaan waarsku dat Sergio môre verjaar. Môreoggend moet daar 'n spesiale ontbyt vir hom gemaak word en sy sal kom help in die kombuis. Maria gaan sommer nou vir hom sy gunsteling grenadella koek ook bak, so uitgebreide groot platte wat hy kan saamneem werk toe om saam met sy kollegas te geniet, en dan bak sy 'n kleiner een vir hier. En môre aand gaan hulle almal by Bonsai eet, en die keer betaal Lia en John om die helfte, sodat hulle Sergio se verjaarsdag kan vier. Natuurlijk val Sergio se gesig, toe Lia later die aand vir hom vertel, dat dit nou weer tyd is om uit mekaar te spat.
Hy in sy woonstel en sy in hare. Maar wat sy nie vir hom sê nie, is dat sy bakkie se sleutel met haar saamneem en die spaar een wat daar aan sy sleutelrakkie hang. Die gaan sy wegsteek, want een ding mag nie gebeur nie, en dit is dat hy hulle môreoggend ontglip en uitry voordat hulle iets omtrent sy verjaarsdag kon doen. Wanneer Lia op 'n stadium op haar eie is, haal sy daardie goue ketting wat sy vir Sergio daar by Tofu by 'n juwelier gekoop het om aan sy pols te dra. Sy het nog in daardie stadium vir haarself gelag daaroor. Dit was 'n bietjie duur en 'n bietjie oordadig, maar sy het geweet, een of ander tyd gaan die geleentheid reg wees om dit vir hom te gee. En wat 'n beter geleentheid as sy 36ste verjaarsdag môre. Sy maak vinnig 'n kaartjie op haar rekenaar waarop staan: "Veels geluk met jou dag, liefste Sergio." Dan kan almal dit teken, wat sy intussen in 'n geval vir Paula en Sylvia en die klomp in Bonsai ook laat weet. Maar natuurlik slaap Lia sleg. Wat as sy verslaap? Wil sy die hele tyd weet wanneer sy so wakker word deur die nag? Wat as Sergio sy spaarsleutel ontdek? Op daai plek waar sy dit weggesteek het en wegry, sonder dat hulle planne kon uitvoer. Daarom is sy al 5 uur op en besig om aan te trek, toe haar pa oor die interkom roep: "Ons wag in die kombuis vir jou, Lia." "Ek is nou daar." Maria is besig met een van daardie naweekontbyte, sien Lia met die intrapslag. Spek, eiers en wie weet wat nog. Daar is 2 koeke, die moviese plat een in 'n boks vir sy werk en 'n kleiner een vir hier. As hy dalkies môre vroeër van die hospitaal af kan wegbreek. Lia dek gou die tafel en sit die kaartjie in die middel. Maria sit die koeke op die een punt neer en toe sê sy: "Kom aan, gaan haal jou man. Ons kan sonder jou hier klaar maak. Gee ons so 10 minute. Lia se hart klop in haar keel toe sy saggies aan die binnendeur van Sergio se woonstel klop. "Sergio, dit is Lia." "O, jy kan inkom, my engelpop," hoor sy van daar binne af. "Dankie." Sergio sluit mos meestal nie die deur wat na die gang van die huis uitloop nie. So, nou stap Lia in en toe sluit sy dit van binne. Die man het pas onder die stort uitgestap. Water loop nog van sy lyf en hare af en dit lyk soos iets wat 'n mens stadig met jou tong kan oplek. Om sy lende het hy net 'n handdoek en Lia voel hoe haar hart klop met haar wegspring en versnel. Sy sit haar arms om sy lyf en fluister: "Veels geluk met jou verjaarsdag, my liefste, mooiste ondier leeuman." "Hoe kon jy onthou? Ek het amper self vergeet." Sy oë is wyd, toe sy die handdoek van hom af losmaak en haar kledingstukkie onder haar romp verwyder. Hy wil eers keer toe sy hom op die bed plat druk en haar kniekoppe weerskante van sy heupe parkeer. "Ons behoort dit nie te..." probeer hy nog een keer om te keer, maar dit is te laat. "Ek het darm vir jou 'n ander pakkie ook," fluister sy na die tyd teen sy oor en sit die boksie met sy kettingkie op sy bors neer. "En dan moet jy nou blits vinnig aantrek. Die gesin wag al in die eetkamer vir jou om te kom ontbyt eet. Ek hoop jy het 'n wonderlike en geseënde verjaarsdag sover en vanaand vat ons jou bonsai toe." Word vervolg.